1 Petrus en ons kyk hoofstuk 1 vers 13. So net een vers vanoggend waarna ons gaan kyk. Die teks waarna ons vanoggend kyk, 1 Petrus hoofstuk 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel geword het by die openbaring van Jesus Christus. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help. Here, ons vra dat U genadig sal wees vanoggend en dat U deur die woord vir ons sal lei en dat U deur die woord vir ons sal leer sodat ons nie net hulle sal wees wat hoorders is nie, maar dat ons hulle sal wees wat ywerig uitgaan en daders van die woord is. Dat die woord sal voete vind in ons lewe. En dit alles begin, Here, en dis waaroor ons ook vanoggend gesels. Dit begin by ons denke. En daarom bid ek, Here, dat U ons denke sal bewaar, dat U ons denke sal rig, en dat U ons sal lei om U te verheerlik, ook in die manier hoe ons dink, en dat dit ons sal motiveer, ons denke, om te lewe vir U eer. Bid dit in Jesus naam. Amen. As onverdiende sondaar het God aan ons die nuwe geboorte geskenk tot 'n lewende hoop. En ons het daarom 'n onverganklike erfenis. En so dit maak nie saak hoe swaar die beproewinge van hierdie lewe is nie. Ons het hoop. En daarom het ons motivering om aan te hou in die geloof tot die einde toe. Ons vreugde is nie in ons omstandighede nie, maar ons vreugde is in dit wat vir ewig vas staan. Dat ten spyte van al die omstandighede en die veranderende omstandighede om ons, is dit vas. Ons het die uitsonderlike gawe van verlossing ontvang. En omdat ons dit ontvang is dit net reg dat ons sal reageer in 'n ooreenstemmende wyse is dit nie. Dat ons lewenswandel radikaal anders sal lyk, juis omdat ons hierdie ewige hoop het. En dis waarop Petrus nou sy aandag gaan vestig. Hoe behoort ons as gelowiges op te tree nou dat ons hierdie heerlike erfenis ontvang het? En die antwoord is, hoe moet ons optree? Wees heilig, want God is heilig. En dis Petrus se hele argument hier van 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 2 Petrus of 1 Petrus 2 tot 3. So die volgende perikoop is alles rondom hierdie gedagte van hoe moet ons as gelowiges leef? Hoe moet ons lewe anders lyk as die wêreld om ons? Hoe moet ons lewe lyk sodat dit tot verheerliking van God sal wees? Nou vanoggend kyk ons net na vers 13 en julle kan dan vir julleself indink, dis net 'n inleidende studie oor hierdie hele ding wat kom. En ons titel vanoggend is Vernuwe jou denke. Verander hoe jy dink. Die gelowige se denke moet beset word deur ons ewige erfenis in Christus. En ons kyk dan na 3 maniere. Petrus wys hier vir ons 3 maniere hoe ons anders moet dink oor alles. Die eerste ding wat hy sê is, dink paraat. Die sekerheid van ons ewige hoop moet 'n effek hê op die manier wat ons lewe.
Ons kan nie leef soos wat die mense in die wêreld om ons leef nie. Ons kan ook nie leef soos ons eie sondige natuur wil hê ons moet leef. Wat ons in Jesus Christus ontvang het, moet daarom ons denke radikaal verander. En so wat sê Petrus? Hy sê hier, begin met vers 13, hy sê, omgord die lendene van julle verstand. Omgord die lendene van julle verstand. Om dit 'n meer verstaanbare Afrikaans te plaas, hy sê, wees waaksaam oor die dinge waaroor julle dink. Besin hoe jy oor dinge dink en hoe jy oor dinge redeneer. Maar wat bedoel Petrus as hy dan nou sê, omgord julle lendene? Nou, dis miskien 'n argaïese gebruik, ons verstaan dalk nie die betekenis daarvan nie, maar soos julle weet, die mense in Israel en eintlik die hele Midde-Ooste, hulle dra rokke, nee, 'n tipe rok. En dis nou wonderlik om 'n rok te dra, maar dis 'n uitdaging wanneer jy moet loop, en dis veral 'n uitdaging wanneer jy moet hardloop, soos julle kan verstaan. En so wat moes hulle doen is, hulle moes hulle rokke dan omgord, hulle lendene omgord. Nou by die Pasga-maal, kort voor die Pasga, kort voor die 10de plaag, by die instelling van die Pasga in Eksodus 12 vers 11, wat is die Here se opdrag? Dat hulle moet die Pasga eet met hulle lendene omgord. Hoekom? In ander woorde, wat die opdrag is by die Pasga is, dat hulle moet dit eet deur om hulle rok op te tel, tussen hulle bene deur en op te trek, sodat dit funksioneel soos 'n broek werk. Dis eintlik wat dit beteken. En so moet hulle die nagmaal eet. Hulle moet dit doen soos iemand wat ver moet loop. Hulle moet die nagmaal eet soos iemand wat moet vinnig wegkom. En simbolies is daar hierso 'n teken van die voorbereiding vir die uittog van Egipte wat nou binnekort gaan plaasvind, is dit nie? Hulle gaan Egipte land verlaat en hulle gaan na die beloofde land gaan, ver reis. En so in 'n sin kan ons sê, omgord julle lendene is 'n aanduiding van die belofte dat daar vir hulle verlossing is. En dit beteken, as daar vir Israel verlossing uit Egipte land was, sou hulle moes verloop. En soortgelyk sien ons dan byvoorbeeld in 1 Konings hoofstuk 18 vers 46, Elia, né? Daai julle, Elia, die hand van die Here was om en hy hardloop voor koning Agab uit. Met sy lendene omgord. Nadat hy gebid het vir reën, hardloop hy. En hy omgord sy lendene. En dan Elisa, onthou julle, hy wek die Sunamitiese vrou op. En dan, wat gebeur? Hy stuur iemand, wat is daai persoon se naam, kan julle onthou? Gehazi. En wat maak Gehazi wanneer hy hardloop? Hy omgord sy heupe en hy hardloop 1 Konings hoofstuk 4 vers 29. Maar wat miskien meer van toepassing hier is dat die omgording van jou heupe was nie net vir wanneer jy moes verloop of hardloop nie, dit was veral van toepassing wanneer jy oorlog gevoer het. Soos wat jy kan verstaan. En so hier's die toepassing. Die wêreld en die wêreldse denke en selfs jou eie sondige denke is jou vyand. En ons moet dit beraad wees in hoe ons dink. Ons moet ons denke voorberei vir die aanslag van die bose. En vir ons eie sondige begeertes met ons waak, want hulle spring op
sonder enige aankondiging is dit nie. Hoekom moet ons daarteen waak? Hoekom moet ons paraat wees? Hoekom moet ons lendene omgord? Want ons is nie gemaak in Christus. En die sondige weë van hierdie wêreld en die sondige gedagtes of die sondige begeertes van my eie hart is nie meer in lyn met hoe ek moet leef of dink. Ons het 'n wonderlike ewige erfenis wat op ons wag en daarom en die Heilige Gees woon hier binne ons en daarom kan ons nie begeer om meer te leef soos hierdie wêreld nie. Ons moet begeer om heiligheid na te streef, om 'n heilige lewenswyl te kweek en dit begin waar? Waar begin hierdie kweeking van 'n heilige lewenswyse? By dit wat ek dink. Die manier hoe ek redeneer oor die dinge wat om my aangaan. Dis waar dit begin in my lewe. En daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees beraad teen sondige gedagtes. Bewaar jou gedagtes. Besef dat jou gedagtes is van nature vir jou 'n struikelblok en wil jou laat sondig. En soos daai lang rok wat jou wil laat struikel, trek hom op. Trek hom op en fokus op dit wat heilig is. Fokus op dit wat heilig is. Maar dit is nie net dat ons moet ons waak teen die sondigheid nie. Ons moet aan die ander kant ook ons gedagtes effektief instel om die Here te verheerlik en die Here te dien. Ons leef in 'n gebroke wêreld, ons leef in 'n sondige wêreld, 'n wêreld wat Jesus meer nodig het as enige ander tyd in die geskiedenis. Ons gedagtes moet ingestel word op maniere te vind, hoe kan ek God verheerlik in hierdie situasie waar ek is? En hoe kan ek geleenthede skep om God te verheerlik in hierdie wêreld? Hoe moet ek die situasie waarin ek myself bevind gebruik tot verheerliking van God? Daar's 'n ander ding wat ook belangrik is met die omgord van ons heupe en dis wat Jesus vir ons leer in Lukas hoofstuk 12 in vers 35. Onthou hy omgord sy heupe. Ons moet ons heupe omgord in afwagting vir die wederkoms van Jesus Christus. Met ander woorde, wat Jesus sê is net dit. Ons moet elke dag en elke oomblik gereed wees dat die Here Jesus Christus vandag gaan kom. En ek wonder partymal as ek kyk na hoe gelowiges leef, of ons nie miskien traag geword het om te wag in afwagting vir sy koms nie. Jou gedagtes moet altyd op dit gestel wees. Moet altyd bedink, hoe kan ek God eer? Hoe kan ek heilig wees? En ons moet altyd weer bewus wees, dat wat? Die duiwel loop rond soos wat? Soos 'n brullende leeu, hy soek vir iemand om te verslind. Sê 1 Petrus 5 vers 8. So aan die een kant moet ons altyd gereed staan vir oorlog teen die bose. En aan die ander kant moet ons altyd gereed staan om te wandel in 'n weg wat God sal verheerlik. Sodat of ons eet en of ons drink, wat ons ook al doen, ons alles sal doen, sê 1 Korintiërs 10 vers 31. Alles sal doen tot verheerliking van God. Omgord die lendene van julle verstand, want as ons so groot verlossing ontvang het, sodat ons nou tot nou toe in 1 Petrus gesien het, hoe kan ons anders, as ons so wonderlike verlossing kry, hoe kan ons anders as om die bose elke dag te beveg? Hoe kan ons anders as om te soek na maniere hoe ons God kan verheerlik elke dag? Wees daarom waaksaam, want hierdie wêreld wil nie hê wat ons wil hê nie. En kan ek byvoeg dat jou eie sondige wil nie hê wat jy wil hê nie. As jy 'n gelowige in Jesus Christus is, dan begeer jy om hom te eer.
begeer jy om hom te dien. En daarom omgord jou lendene, die lendene van jou verstand. Romeine hoofstuk 12 en vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, hoe? Word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat is die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God. Soek dit uit. Moenie kyk na jou omstandighede en kyk hoe oorweldig kan jy word deur dit nie. Moenie kyk na die omstandighede en kyk hoe sleg kan jy dit sien nie. Kyk na jou omstandighede en sê, hoe kan ek God verheerlik hier waar ek nou is? Soek dit uit. Soek dit uit, eerder as om te kla, eerder as om te murmureer, soos ons Afrikaners ongelukkig voor baie bekend is. Dink, hoe kan ek God verheerlik in hierdie situasie? Wat is die mees God verheerlike manier vir my om op te tree? Fokus op die genade wat julle deel geword het by die openbaring van Jesus Christus. En dit sal jou help om paraat te dink. Maar tweedens dan, dink ook nugter. Dink ook nugter. Kom ek vra weer die vraag, wanneer gaan die Here kom? Dis 'n vraag van niemand vir ons kan antwoord nie. Maar Jesus waarsku ons dat ons altyd gereed moet wees vir sy koms, is dit nie? En ek wonder hoe gereed is ons vir sy koms. Party van ons oorbeklemtoon hom en elke ding wat gebeur is skielike rede vir hom om te kom. Aan die ander kant is daar die van ons wat miskien vergeet of nie belangstel of nie aandag daaraan gee. Die vraag is nie een van die twee uiterstes nie. Die vraag is, leef elke dag asof jou Here vandag hier gaan aankom. Asof Jesus Christus nou gaan kom. En so in Lukas hoofstuk 12 vertel hy 'n gelykenis. Hy sê, mense is by 'n bruilof. En hulle wag vir die bruidegom om te kom. En hy waarsku dan dat sommige, omdat dit blyk asof die bruidegom talm om te kom, wat doen hulle? Hulle besluit om diensknegte te slaan en hulle begin eet en hulle word dronk. Dis wat in Lukas hoofstuk 12 vers 45 staan. En hoekom is dit? Want hulle dink die bruidegom gaan nie kom nie. En kyk na jou eie lewe. Kyk na die manier hoe jy redeneer. Kyk na die manier waarop jy jou geld spandeer. Kyk na die manier waarop jy jou tyd spandeer. Is dit 'n getuienis daarvan dat jy dink die Here kan enige oomblik kom? Dat jy in afwagting leef vir die wederkoms van die Here Jesus? Ons moenie op die bruidegom se koms wag deur om te volhard in die weg van sonde nie, maar juis die sonde te beveg, is dit nie. Ons moet soos Christene leef. Moet altyd leef asof die Here enige oomblik kan opdaag. Moet altyd so leef asof die Here hier langs my staan en sien waarmee ek besig is. Daarom wees nugter, sê Petrus. Hy sê ons moet nugter wees in 1 Petrus 4 vers 7. Hy sê ons moet nugter wees, altyd ingetoe wees, sodat ons kan bid. Jy moet altyd jou denke op so 'n manier oor 'n saak plaas, dat dit jou sal dryf om te bid. 1 Petrus 5 vers 8. Ons het nou daarna verwys, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, soek na iemand om te verslind. Daarom wees nugter, wees waaksaam. Maar terwyl dit so is dat 'n gelowige nooit dronk moet wees van wyn nie, moet ons volgens Efesiërs 5 vers 18 in ons gedagtes nugter wees. Met ander woorde, wees realisties oor wat werklik aan die gebeur is.
En dink geestelik oor die dinge wat aan die gebeur is. En alles wat om jou aangaan. Daar is so baie dinge wat ons gedagtes vandag beïnvloed, is dit nie? Soos julle weet, ek kyk nie nuus nie, en een van die redes is, want die nuus gee nooit 'n waarlike, eerlike prentjie van wat aangaan nie. Maar dink aan al die dinge wat ons beïnvloed, die manier hoe ons redeneer, mense om ons, beïnvloed ons manier van redenering. Die dinge wat jy self sien gebeur, jou eie sondige natuur, soos byvoorbeeld rasisme. Elke keer dan kruip dit op en maak dat jy op 'n sekere manier optree teenoor persone van 'n ander kleur. Wat van YouTube? Wat van wat jy kyk op televisie of op jou laptop? Al hierdie dinge beïnvloed jou denke, dit beïnvloed hoe jy redeneer en wat in jou gedagtes aangaan. Maar wees nugter, moenie toelaat dat daardie dinge jou dronk maak nie. Wat sê Jesus in Markus hoofstuk 4 en vers 18 tot 19, hy sê, die sorge en verleidinge en begeerlikhede van hierdie wêreld, hulle is soos dorings wat die woord van God verstrik en die woord van God onvrugbaar maak in ons lewens. En wat moet ons doen om daaroor te kom? Kolossense 3 vers 2 tot 3. Ons moet eerder die dinge bedink wat daar bo is. Dink die dinge wat daar bo is, waar Christus is. Waar ons verborge is saam met hom. Moenie die dinge van hierdie aarde bedink nie, sê Paulus. Jy ken ons daai sê ding, né? Ons moet baie gewild. Don't be so heavenly minded that you're of no earthly good. Ek sê, dis die Bybel sê presies die teenoorgestelde. Die Bybel sê, be so heavenly minded that you are of true earthly good. Wees nugter. Hoe jy dinge bedink, voordat jy optree, wanneer jy jouself in omstandighede bevind, dink behoorlik, sit jou geestelike bril aan. Wees versigtig vir die invloede van die bose. In 1 Johannes hoofstuk 2 vers 15 sê die apostel, die geliefde apostel, hy sê, as ons lief is vir die dinge van hierdie wêreld, en dit najag, as ons lief is vir die dinge van hierdie wêreld en dit najag, dan beteken dit die liefde van die Vader is nie in ons. En soos Petrus sê, ons moet nugter wees in ons denke, dan wat bedoel hy? Hy bedoel ons moet selfbeheers wees in alles. Jy moet in beheer wees van jou gedagtes deur om dit geestelik in te stel. En hoe kan jy in beheer wees van jou gedagtes? Hoe kan jy jou gedagtes lei om reg te dink? Die antwoord is spandeer meer tyd in God se woord. En spandeer meer tyd in gebed, onder andere deur te bid, deur om die Here te help, vra my te help teen my eie sondige gedagtes en teen bose invloede wat my probeer beheer. En om jouself te omring, nie deur wêreldse mense nie, maar jouself te omring deur medegelowiges wat jou kan ondersteun en jou kan help om op die regte pad te bly. Ek dank die Here vir geestelike vriende. En wat nie skaam is om my aan te spreek wanneer hulle sien daar's dinge in my lewe wat nie is soos wat dit moet wees nie. Al hierdie dinge met die doel om jou te help om geestelik nugter te wees in die manier hoe jy dink. Jy kan nie geestelik nugter dink as jy net 1 keer 'n maand in die kerk kom. En die tragedie van alles is dat om 1 keer in 'n maand in die kerk te kom is vir baie mense in ons sogenaamde moderne Christendom al Christelike invloed wat hulle enigstens het. Want hulle lees nie hulle Bybel by die huis nie. En hulle maak nie hulle oë toe om te bid nie.
Om geestelik nugter te wees in jou denke, kan ek dit so stel, dat jy as te ware dronk sal wees. Dronk sal wees met die woord, omdat jy dit deurlopend indrink. Om nugter te wees in jou denke, dat jy moet besef, dat die wêreld om jou se intensies is nie om jou geestelik te ondersteun en vir jou geestelik te voed nie. Is om te besef dat my eie sondige natuur veg met alles in dit teen my begeerte om God te verheerlik en om te dien. Dis om te begeer om jouself weg te ruk van wat die wêreld van jou soek. En opsetlik te soek na maniere hoe ek God kan verheerlik. En hoe doen ek dit? Deur te onthou wat God vir my in Jesus Christus geskenk het. Om te onthou dat ek het 'n ewige, onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat op my wag. Onthou wat God vir my in Christus Jesus geskenk het. Dat die plesiere van hierdie wêreld wat my op die oomblik probeer insluk, kan niks bied in vergelyking met die ewige rus wat op my wag nie. Drink die woord in en spoeg die toksiese invloede van hierdie wêreld in jou eie sondige begeerte, spoeg dit uit. Dink nugter en bedink die genade wat ons deel word by die openbaring van Jesus Christus. En dit bring my dan by ons laaste punt vanoggend. Dink ook hoopvol. Dink hoopvol. Sê hier hoop volkome op die genade wat ons deel word by die openbaring van Jesus Christus. Ons hoef nie vreeslik lank te dink om te weet dat die wêreld om ons is hopeloos nie. En dit mag wees dat die omstandighede waarin jy jouself op die oomblik bevind vir jou hopeloos lyk. Maar wat ek wil hê ons moet vanoggend ook besef en wat ons moet onthou as gelowiges elke dag van ons lewe, is dat die hoop van die gelowiges strek verby ons omstandighede. En inderdaad strek verby hierdie wêreld en ons lewe. Ons hoop strek tot in die ewigheid. Moenie jou hoop net gedeelteliks op die genade plaas wat op jou wag nie. Dis wat Petrus hier probeer sê. Nee, plaas dit volkome op jou deel, dit wat jou deel sal word by die openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, plaas jou hoop volkome, absoluut al jou hoop in die ewige rus wat op jou wag. Dit praat nie hier van 'n vaarbelange by dit wat vir ons wag nie. Dit praat hier van iets, nie net wat ons wens nie, maar iets wat absoluut seker is. En iets wat absoluut vas is. En iets wat ons nie in die steek gaan laat nie. Om jou hoop op die genade wat jou deel gaan word by die openbaring van Jesus Christus plaas, is niks anders as om te sê, ek plaas my hoop volkome in Jesus Christus nie. 1 Petrus 4 vers 13 sê presies dit, want my hoop is gesetel in Christus. Dis om my hoop in Christus te plaas. So hier is my vraag, het Jesus Christus 2000 jaar terug na hierdie wêreld gekom? Daar is nie twyfel oor dit nie, selfs die ateïste moet erken, Jesus Christus het 2000 jaar terug na hierdie aarde gekom. En die vraag is dan tweedens, het hy in die plek van sondaars gesterwe? Sodat as hulle in hom glo, dat hulle die ewige lewe kan hê. Nou, as dit waar is dat Jesus Christus 2000 jaar teruggekom het en gesterf het vir sondaars wat in hom glo,
is die belofte dat as jy in hom glo, sal jy die ewige lewe hê. Dit staan vas. Dit kan nie weggevat word. As jy seker is, ons kan seker wees dat elkeen wat in hom glo, sal die ewige lewe ontvang. Want is op grond van God se onbetwyfelbare en onveranderlike genade en sy belofte, is dit nie. Vertrou jy die Here Jesus Christus? Vertrou jy die woord van God? Want dan moet, wat ook al jou omstandighede is, wat ook al dit is, as dit beproewings is, dan moet dit jou na vorentoe kyk en hoop. As jou omstandighede vol blydskap is, dan moet dit jou vorentoe laat kyk nog steeds met hoop. Want dit wat op jou wag is veel heerliker as dit wat jy selfs nou in jou beste oomblik beleef. As dit waar is dat Jesus Christus vir my sondes gesterf het, dan moet dit alles hoe ek redeneer, moet dit alles oor hoe ek dink verander, moet dit nie. Dit moet my beïnvloed, ek kan nie meer beïnvloed word deur die dinge van hierdie wêreld nie, want waar is my skatte? Daai laat Jesus sê, nee, Matteus 6 vers 19 tot 21, hy sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Waar jou hart is, dis waar jou skat is. So waar maak ons ons skatte by mekaar? Is dit hier op aarde of is dit in die hemel? Want in die hemel sal mot en roes dit nie verniel nie. In die hemel sal diewe nie inbreek en dit steel nie. Maar meer belangrik, dit gaan nie net oor die feit dat dit daar veilig is, as jy jou skatte daar vergader nie. Wat belangrik is vir ons om raak te sien is, waar ons skatte is ook waar ons hart is. Daar is ons hart. Dis wat vir ons primêr is in ons lewe. Dis die dinge waardeur ons gedryf word. As die einddoel van ons geloof, soos vers 9 noem, as die einddoel van jou geloof, jou fokus is in hierdie lewe, dan sal dit gesien kan word in die feit dat jou hart ook daar is. Dat jou gedagtes die hele tyd soontoe gaan. Dat jy dit sal bedink. En nie die tydelike en bose dinge van hierdie wêreld nie. As jy jou gedagtes fokus op die hoopvolle uiteinde, sal jy in alles wat jy doen begeer om God te verheerlik en God te dien. Want sê Jesus vir ons in Matteus 6 vers 24, wat sê hy? Ons kan nie twee Here dien. Jy kan nie die Here dien en die wêreld dien. Dis nie moontlik nie. Jy gaan die een haat of die ander lief hê. As jy die begeerlikhede van hierdie wêreld verag, dan sal dit 'n getuienis wees daarvan dat jy die Here begeer en dat jy die Here eer. En andersom. Dis dwaasheid vir 'n gelowige om te leef, en dis belangrik dat ons hierdie ding sal raak sien. Dis dwaasheid vir 'n gelowige om te leef asof die wêreld sy skat is. Of dat die dinge van hierdie wêreld dit is wat ons najaag. Want wat vir ons wag is veel groter as dit wat hierdie wêreld ons kan bied. Die prosperity gospel moet shut up. Dis belaglik. Want dit wat op my wag is veel beter as dit wat die prosperity gospel kan verkondig. Een ewige skat wat nie oorgetwyfel hoef te word nie. Maar so seker soos die 2000 jaar terug Jesus Christus aan die kruis gesterf het.
en my deur sy gees gelei het om in hom te glo, so seker sal ek die ewige lewe ontvang. Is daardie skat myne. Dis myne in Christus Jesus. En daarom kan ons volkome hoop en ons kan ons hele lewe daartoe beywer om dit in te gaan. Want wat sê Paulus vir ons in Romeine 13, hè? Romeine 13 vers 12, ons sien nou weer 'n speel in 'n raaisel. Dis waar. Ek weet nie wat alles op my wag nie. Ek weet nie wanneer die Here Jesus Christus weer kom nie. Ek weet nie hoe heerlik gaan dit wees om daar te wees nie. Maar eendag sal ons sien van aangesig tot aangesig. Nou mag ons nie verstaan nie, maar nou moet ons volhard. Want as ons verlossing begryp, hoe kan ons anders as om te volhard? In die hoop wat seker is. Soms voel dit ja, asof ons kyk in 'n raaisel. Ek verstaan nie, Here, hoekom is ek deur hierdie beproewing wat ek is? Hoekom gaan ek deur hierdie swaar kry wat ek nou gaan? Hoekom is dit dat ek nou beleef wat ek beleef? Ek verstaan dit nie altyd nie. Maar eendag gaan ons verstaan. Eendag gaan ons begryp. Maar ten spyte van die feit dat ons nie nou alles verstaan wat in ons lewe gebeur nie, en ons nie altyd antwoorde het op die beproewinge wat ons deurgaan nie, is daar een ding waarvan ons kan seker wees in alles van dit. Ons kan verseker wees dat elkeen vir wie Jesus Christus gesterf het, sal die ewige lewe ontvang. Ons hoop op dit wat volkome seker is. En daarom, wat ook al jy deurgaan, waar jy jouself in hierdie wêreld mag bevind, wat sê Hebreërs hoofstuk 12 vers 2? Hou jou oog gefokus op Jesus, die begin en die leidsman en volëinder van ons geloof. Hoekom? Want wat het Jesus gedoen? Vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, het hy die kruis gedra, die skandes verag. En so deur om Jesus voor oë te hou, sal ons net soos hy die vreugde wat vir ons voorgehou is, kan gebruik. Sal ons die vreugde wat vir ons voorgehou word, kan gebruik om ons kruise te oorkom. Om die skandes en die veragting te verdra. Want eendag sal ons die erfenis ontvang. Die erfenis wat seker is. Want het ons al reeds gesien, God hou dit vir ons vas in die hemel. En God hou ons vas hier op die aarde vir dit. Ons kan weet ons het dit. Ons weet dat ons sal ontvang die ewige erfenis by die openbaring van Jesus Christus. Broer en suster, ons leef in 'n wêreld wat poog om ons gedagtes te besoedel van elke rigting af. Ons word aangeval deur bose invloede van elke hoek en draai af. Mense wat begeer om ons weg te ruk van Jesus Christus, om ons te laat vergeet van ons ewige erfenis. Die tragedie van alles is, ons hoef nie eers na buite te gaan nie, want ons kan net kyk na ons eie hart. Die sondigheid van ons eie hart begeer dieselfde. Ons is in 'n geestelike oorlog. En vir ons om gereed te wees in 'n geestelike oorlog, wat het ons nodig? Ons het die wapenrusting nodig van Efesiërs 6. Geestelike oorlogvoering. En omdat dit geestelike oorlogvoering is, wil ek hê ons moet vir 'n oomblik stop en vir jouself vra, wanneer ek deur verdrukking gaan,
Wie veg aan wie se kant in hierdie verdrukking? Hoe kan ek God verheerlik hier waar ek myself vind? Deur hom op te gee. Deur hom mismoedig te word. Hoe kan ek God verheerlik hier in die versoeking, die beproewing wat ek nou deurgaan? En wat van versoeking? Hoe kan ek God verheerlik? Dink hierdie dinge. Vra vir jouself oor jou eie begeertes, die begeertes van jou eie hart. Word God verheerlik as ek so dink? As ek dit begeer wat ek nou begeer? Oor elke ding wat in jou lewe gebeur, ons het vanoggend op die pad terug, want in die af het ons op die snelweg getrok gekry wat omgeval het, oor die, van daai kant se baan af, van daai kant se pad af, oor ons pad, seker 4 bane aan albei kant, 3 bane aan albei kante wat toe is. Wat is die eerste ding wat by jou gedagtes opgaan? Nou moet ek alweer sit in die verkeer, hoe gaan ek by die werk kom? Bid jy oor die siel van daardie ou wat verloor, wat in daai trok is? Of bid jy en sien dit as 'n geleentheid waar die Here jou beskerm het teen iets anders? Hoe dink jy oor die dinge wat in jou lewe gebeur? Hoe redeneer jy daaroor? Omgord die lendene van jou verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die openbaring van Jesus Christus. Dis die vraag. Amen. Kom ons bid. Here, dit is so maklik om ons gedagtes te rig op die dinge wat hierdie wêreld vir ons aanbied. En die rede hoekom dit maklik is dis die dinge wat ons van nature self begeer. Ons leef in 'n sondige wêreld en die natuurlike begeerte van ons hart is om sonde te doen. En daarom pleit ek, Here, dat U vir ons sal help om ons denke te vernuwe. Dat ons denke sal omgord. Dat ons denke sal nugter hou. Dat ons denke sal fokus op dit wat groter en heerliker is as wat hierdie wêreld ooit vir ons kan bied. Dat die dag wanneer Jesus Christus weer sal kom en hy sal, dan sal ons ontvang veel meer en veel heerliker as dit wat hierdie wêreld in sy tydelike plesiere vir ons kan bied. Bid Here dat U vir ons sal help. Dat ons sal begeer om U te verheerlik elke dag in alles wat ons doen. En ek pleit Here dat U vir ons sal help om te sien dat dit begin by ons dink. En dat ons reg sal begin dink soos gelowiges moet. Bid dit in Jesus naam. Amen.